Dankie Here vir die voorreg om saam te wees vanoggend. Dankie vir die mense wat saam met ons kuier. Elkeen van hulle boetie en sussie in Christus en U. Elkeen van hulle deel ons ewige bestemming. Here, en elkeen van ons wat hier saam is, deel 'n belewenis van U as ons God. En dankie Here dat ons dit almal verskillend beleef. Dankie dat ons elkeen 'n unieke frekwensie het. Here, en dat U uitsaai deur die Gees op elke liewe van die meer amper 7 biljoen frekwensies op aarde. Dankie dat U in hierdie oomblik as 'n eenvoudige mens op 'n kansel stap met klompie werk wat hy gedoen het in 'n week, klompie luisterwerk, klompie stilwordwerk. Here, dat U hierdie oomblik op 'n manier gebruik om ons almal se harte aan te raak. Dankie dat wanneer ek nou wegstap van die kansel af, U weer opnuut met my gepraat het deur hierdie woord. And I pray this morning, Lord, that you would meet us in this moment. That you would help us to see with the eyes that the Holy Spirit gives us. That we could see and feel and know your work in us. Ons eer U, Here, vir hierdie oomblik van stilte. Ons vat dit elke week. Ons staan op met ons moe weeklywe. Ons trek aan en ons kom saam. Ons trek op na U woonplek toe, sê die Ou Testament. Omdat ons 'n ontmoeting met U wil hê. En dankie dat U vir ons hier ontmoet. Deur die woord, maar ook deur die sang en deur ons saam wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teks vanoggend is uit Eksodus, hoofstuk 17. Jy sal sien ek het nie vanoggend prentjies op nie, want die rekenaar, internet, kunsmatige intelligensie, telefoonsentrale en die loodgieterswerk is alles op die koffie. En wat dit my leer is, wat die Bybel sê, moet op prinse nie vertrou nie. Dis nie jou prentjies wat preek nie, is jy wat preek. En die Here wil vanoggend dalk dit so hê en ek vat dit so. My tema vanoggend, soos jy dalk gesien het op die nuusbrief, ons familienuus is: waar is God wanneer ek hom nodig het? Waar is God wanneer ek hom nodig het? Dalk is dit iets wat jy ook al beleef het. Een van ons ouderlinge bid vanoggend hier in die byeenkoms voor die tyd, en bely ons klein geloof. Ek het dit nou ook opgetel in my gebed, omdat dit my geraak het. 2 weke terug het ek daai gevoel gekry van 2023, toe dit die laaste keer gereën het op die 14de Februarie, en toe eers weer in September. En terwyl ek met hierdie teks besig is, kom praat die Here met my daaroor. Waar is God wanneer ek hom nodig het? Miskien wil ek voor ons begin, voor ons die teks lees, net vir jou 'n idee verduidelik. Die slim mense wat in die sielkunde werk, noem dit inattentional blindness. In Afrikaans onoplettende blindheid. Ek weet nie of jy al agtergekom het, ek het dit Vrydagmiddag met my gebeur, terwyl die vrouens besig was met die wêreldmiddag vir vroue, laat weet, Rina my, die klank is op 'n manier op die koffie, soos vanoggend, die media. En ons het vir ons 'n nuwe klank toerusting gekoop vir die kerksaal en vir die gebruik daar wat lekker verskuifbaar is. En ek sê, dis nie 'n probleem nie, ons het hom gekoop, hy was op 'n spesiale aanbieding, ek hol oor en ek kry hom en ek prop hom in. En ons kom aan die gang, en terwyl dit so reën,
Waar is God wanneer ek hom nodig het? En terwyl ek in die stoortjie ingaan in die saal, sien ek, hier staan die luidspreker, hy's reg, maar ek sien nie die mikrofoon in die staander nie. En ek kyk rondom my en ek sien dit nie, en ek bel vir Lizet, en ek sê, Lizet, man, laaste julle die luidspreker gebruik het vir die vroue byeenkoms, het julle hom hier gebeer in die klein kamertjie, waar is die luidspreker en die mikrofoon? Wag, hier staan dit. Staan dit reg voor my. Nou, op 'n manier het ek nog gekyk vir die luidspreker. Ek seker jy het dit al beleef. Onoplettende blindheid, is 'n algemene verskynsel. I'm looking for one thing. I have one idea, and I will look everywhere and I won't find what I'm looking for, because I'm looking for a different thing. Ek het 'n prentjie in my kop vir wat ek soek. En in daai prentjie sien ek nie iets anders nie. Totaal blind. Het gebeur baie in ons huis as my vrou sê, as ek vir my vrou sê, ek wil amper nie vir haar sê, man, het jy laas my beursie gesien nie, want sy begin dan soek. Voel ek sleg. Maar dan kry sy hom gewoonlik waar ek gekyk het. Want ek het my foon gekyk. Onoplettende blindheid. En ons almal beleef dit van tyd tot tyd. Eksodus 17 vers 1, nadat die hele volk Israel uit die Sin-woestyn vertrek het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Nou Refidim is vandag nog 'n plek, dis in die Arabiese Emirate, dis in 'n versperde gebied, 'n groot deel van daai gebied is versperde gebied, so mense kan nie daar kom nie, maar daar is 'n plek met die naam Refidim, by die berg Horeb. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. En toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby. Die mense wat hom met klippe wil doodgooi, loop voor hulle verby. As ek Moses was, sou ek gesê het, Here, kan ek nie maar agter omglip nie. Loop voor die volk verby. En neem van die leiers van Israel saam. OK, nou voel ek bietjie beter. 'n Paar manne saam met my. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het en stap vooruit. OK, al dankie Here, dit begin nou lyk na besigheid. Hierso het ek ouens wat daarom om my is en die kierie wat u laas gebruik het, die mense sal dalk iets onthou daarvan terwyl hulle nie nou om my glo nie. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem. As jy verwysingkies het, sê jy onder in die Bybel sien, Massa verwys na op die proefstel getoets word en Meriba verwys na rusie, oorlog, bekleierery. Omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het. Toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? 'n Wonderlike teks. As jy lus is om die teks vir jou oop te hou, is jy welkom, ons gaan so 'n bietjie uit die teks uit ontgin. Ek wil eers sê, jy moet net vir my kyk na hoofstuk 16. Die versorgingstekste. Hierdie teks staan in hulle noem dit klaarnarratiewe. Klaagnarratiewe, klaagverhale. Maar Israel wat kla, ons het dit nodig, ons het dit nodig en dit nodig,
en dan voorsien die Here, né? Manna uit die hemel. Hoe voorsien die Here? Op 'n totaal onverwagse manier. Ons het nie kos nie, ons het nie brood nie, manna. En die manna van die bosse afhaal, is 'n bekende verskynsel in die nabye Midde-Ooste. Ons het nie, ons het nou brood, maar ons het nie vleis nie. Ja, kwartels. Trek swerms kwartels wat deurgetrek wat hulle gevang het. Moenie die manna bære nie, geloof stap, môre gaan julle weer kry, God sal sorg. So hierdie is ook 'n klaarteks, ons is dors. Maar hy is anders, omdat die woord klaar vervang word met die woord risie. So op 'n manier sien ons in die van hoofstuk 16 af, eskaleer die ongeduld en die frustrasie van die volk. En hulle verlang terug in 16 en 17 na Egipte, waar hulle ten minste vleis gehad het, en ten minste brood gehad het, en ten minste daarom iets gehad het om te drink, water. So daar's 'n patroontjie, hulle kla, hulle kry iets wat hulle uitdaag, hulle kla by die leierskap gaan na die Here toe, vra vir die Here, en God red hulle op verskillende maniere, wonderbaarlike maniere. En hier sê hulle, man, jy moes ons nooit gevat het nie. En dit laat my altyd dink aan my tienerdogters, toe hulle nou begin beheer neem het van die huis. Dan sê hulle, nee, maar dis nie so nie, dis nie so nie, dit moet so wees. Dan los ek dit, en dan op 'n stadium sê hulle, dit werk nie. Dan sê ek, nou maar help jouself, jy wou mos nou dit gedoen het, so sorteer dit self uit. Ek help dan op die ou ende. En paas ken die gevoel, as ma vir hulle sê, ek het 'n bordjie gesien so eentjie terug, en pa sê, nee, daar's nie 'n bordjie nie, hierdie is die regte pad, ek onthou. Toe ons op ons Witbroodjie was, 45 jaar terug, het ons hier gery, die pad lyk my bekend. En dan draai hy nou op 'n stadium om in die Doodloopstraat, nadat hy vasgesit het in die modder, en ma is dan al bietjie, jy weet, styf om die kiewe. En dan sê pa, waar het jy die bordjie gesien? Dan sê ma, nou maar, jy wou mos nou hier na toe gery het. So kry jy jouself nou hier uit. En hulle sorteer dan gelukkig altyd die geveg uit, voor hulle by die troue aankom. So dit word die klarigheid, die frustrasie, die ontevredenheid word 'n bekleierery. Dit word 'n dingbaan. En ek meen, ons hoor dit van hierdie mense wat jare voor ons geleef het, en ons sê, maar dis 'n gedeelde ervaring wat ons het. Ons verstaan dit. As jy die hoeveelste keer in die oggend opstaan en die water werk nie, ek was nou die oggend in 'n mannegroep, toe sê die manne, die water is weer af. Ja. Wonder wat dit nou weer. Ja. Ons verstaan hierdie ervaring. Maar nou is dit belangrik om te kyk hoe God reageer op die frustrasie en die bekleierigheid van die volk. Moses is bekommerd. Moses is bang. Hy's nog nie by die plek waar hy manne aangestel het om sy werk om te doen nie. Hy vat nog alles op homself. Moses is bekommerd. En God se reaksie is heeltemal onverwags. God reageer met deernis. Hy reageer met sorgsaamheid. Hy is nie ongeduldig en gefrustreerd met sy volk, met sy mense, sy ongeduld en frustrasie nie. En hy gee vir Moses praktiese raad. Vat leiers, vat ouderlinge, mense wat die volk erken as mense wat 'n brein het en wat dink en wat hulle vertroue in het. Vat hierdie mense en stap voor die volk verby. Hoekom voor die volk? Nou die volk sien, al is jy in jou hart onseker of alles alright gaan wees, jy neem die stap, die dapper geloofstap om voor hulle uit te stap, soos jy aan die begin gedoen het. Jy vat leierskap saam met jou wat hulle vertrou. En vat die kierie saam
waarmee jy die see oopgemaak het en die water ondrinkbaar gemaak het. Herinner die volk aan iets en jouself. As jy die kierie vat en hom in jou hand dra, dan herinner jy jouself aan 'n ander geleentheid waar God in 'n onmoontlike situasie op 'n manier tot jou redding verskyn het. Dit wat die mense weet, sodat die mense kan sien, dis nie nodig om wanhoopig te raak, gefrustreerd, bekleierig te raak. En as ons terugdink aan ons geskiedenis in ons land, gesels nou die dag met 'n klompie mense, en een van die mense wat groot geword het in 'n township, sê, you know, in the end we burn things because it's only then when they listened. So 'n bietjie beter verstaan. Ek het 'n vriendin wat in konflik en in kommunikasie werk, en die groot maatskappy Sappie het na haar toe gekom en vir haar gesê, die mense wat in ons woude bly, brand ons woude af. Ernstig brande. En dit is groot skade, dis jare se bome, en dan sit honderde miljoene rande se brandtoerusting en sovoorts. Kan jy nie asseblief vir ons help nie? Ons het met gesprekke begin in die gemeenskappe en met die leiers begin praat wat in die maatskappy se gemeenskappe lê. Baie mense wat ook vir die maatskappy werk. En sy het ontdek deur eerlike, opregte gesprek, dat die mense sê die maatskappy luister nie vir ons nie. Ons het dit en dit al gevra, ons het 'n brief geskryf, ons was deur die Unie by hulle, ons was deur ons stamhoof by hulle, ons het verskillende goed vir hulle gesê, hulle luister nie na ons nie, daarom brand ons af. En hierdie volk is op daai punt. Hulle is op daai punt dat hulle so gefrustreerd is, dat hulle iemand met klippe sal doodgooi. En ek wil hê met jouself, moenie van ver af daarna kyk nie. Kyk van die binne af daarna. Ek so kwaad dat ek kan slange vang, sê ons baie keer in Afrikaans. So kwaad dat ek kan slange vang. So dit is God se reaksie, is met deernis. En as jy nou die mense se ervaring kyk, dan sien jy die moeilike ervaring van om in die wildernis te beweeg met 'n paar 100,000 mense en alles wat daarmee gepaard gaan, en daar's nie water nie, daar is dis ontberings en swaar kry. Mense beleef dit as iets wat hulle laat wanhoopig raak. En ons moet hoor, dit is hoe dit werk. Jy kan nou vanoggend hier sit en sê, dis nou alweer, jy weet, ek moet net altyd glimlag. As mense van vra, hoe gaan dit? Moet ek maar net sien, nee, dit gaan goed, halleluja, prys die Here. Dis nie wat die teks sê nie. Ons sien mense wat regtig swaar kry in omstandighede, en ons sien God se reaksie van deernis, waar hy met deernis na hulle toe kom, om in 'n ooglopende behoefte wat lê te voorsien. Hier is nie water nie. Maar jy sal sien in die teks, heel aan die einde, sê die skrywer wat die eintlike probleem is. Daai vers 7. Hoekom het hy dit Massa en Meriba genoem? Omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Hierdie is nie 'n waterkrisis. Die kwartels was nie 'n vleiskrisis. Die manna was nie 'n broodkrisis. Dit was 'n geloofskrisis. Dit was mense wat 'n idee gehad het van wat hulle by God soek, maar nie vir God raak gesien het nie, in sy almagtige teenwoordigheid by hulle. Hulle het een ding gesoek, en nie die ander ding gesien nie, die dieper ding, wat hulle eerder moes gesien het. Want hulle was nog vroeg in die reis, sou nog so lank vat voor hulle gekom het, net hierna het hulle 'n goue kalf gemaak. Ons sien nie die Here nie so, Moses is ook nou weg, so ons maak ons eie afgod, dat ons net kan bid, dat ons net iets kan kyk of ons die gode kan iets mee doen.
Dit gaan oor wantroue in God. Maar meer as dit gaan daaroor dat ons sekere goed by God soek. En omdat ons so gefokus is op dit wat ons soek, sien ons nie wat hy vir ons gee nie. Dis wat hier gebeur in hierdie teks. Die stres en die spanning van die omstandigheid maak dat hulle miskyk wie God is en wie hy wil wees. En God raas nie met hulle daaroor nie, hy gee vir hulle wat hulle nodig het. Hy reageer met deernis. Hy gee vir hulle wat hulle nodig het. Die mense wat skryf oor trauma, skryf dat 'n mens in 'n traumatiese situasie kry jy tunnelvisie. Jy sien net so jou kantvisie gaan weg, jy sien net so 'n stukkie. En ek het self dit al meer as een keer beleef. Ek is 2 keer beroof in Pretoria, maar die een keer wat ek van my fiets beroof is met ouens met kapmesse en goed, was ek vas oortuig dat hulle met 'n fiets gekom het. En ek het vir my vriende wat saam met my was, wat ook beroof is, gesê, maar die ouens het 'n fiets gehad. Maar ek het nie besef, toe ons breek, toe hulle uit die veld uitstorm, toe ons breek, toe val ek. En ek val toe van my fiets af en ek staan op en ek het so eind weggehardloop en toe gaan sit en die ou met die byl was agter op my spoor. Dit is my fiets wat hulle gehad het. Hulle het my fiets al vasgehou. Die ander twee het hulle fietsse voor hulle gehou. Maar ek het dit nie besef nie. Want ek het daai tunnelvisie gehad van dit is wat besig is om te gebeur. Ek en 2 kollegas was eendag op pad van Kreersdorp af terug Pretoria toe daar 'n verskriklike slegte ongeluk gebeur waar 'n vrou deur 'n vragmotor raak gery is. En ons het verbygery en gesien die kar staan langs die pad en sien die vrou is buitekant die kar en besef die vragmotor wat kom is in die geelstreep. En toe ek so terugkyk in die triespieeltjie, toe sien ek die ongeluk gebeur. En ons het onmiddellik gebel en ek het my nommer gegee en 3-4 weke later bel 'n speurder my en sê kan hy my kom sien asseblief. Ek sê nee, ek sal graag getuienis lewer. Dus die trok was in die geelstreep en. En hy vra vir my, meneer, sê gee vir my jou weergawe van die ongeluk. En ek sê vir hom nee, ons het gery. Die kar was aan die regterkant van die pad in die geelstreep en die trok was in die geelstreep en uitgery en uitgeswaai en dis wat gebeur het wat ek gesien het. Hy sê nee, baie dankie. Sê net vir my, dink net mooi dan vertel jy weer vir my. En ek dink mooi en ek vertel weer vir hom. En hy sê, hy mag dit eintlik nie doen nie, maar hy sê vir my, meneer, ekskuus, is jy seker die kar was aan die regterkant van die pad? En my logika skop in. En ek sê maar, hy was nie aan die regterkant nie, hy moes aan die linkerkant gewees het, want die mense het daar afgetrek. En ek beleef so 'n aha-oomblik van, ek het 'n prentjie in my kop gehad van 'n idee, waarskynlik die triespieeltjies se terugkyk en die beeld wat ek weet nie wat nie. Dat die kar in die reg, ek het dit met my hele hart geglo. En toe hy vir my die vraag vra, toe besef ek, onoplettende blindheid. Ek is so gefokus op een ding, dat ek die ander ding nie raak sien nie. En kyk aan die wysheid van God. Hy ondersteun vir Moses. Hy sê vir hom, stap voor die mense uit, maar vat jou kierie. Die bewys van 'n groot wonderwerk in die verlede. Hy sê, vat mense saam met jou, dat hulle met hulle eie oë kan sien, dat hulle kan getuig van wat God in hulle lewe gedoen het. Jou verhaal van wat God in jou lewe gedoen het, is baie belangriker as wat jy dink. Wanneer iemand deur 'n krisis gaan, vaskyk in iets en nie vir God raak sien nie, is jou verhaal waar jy in dieselfde posisie was, belangrik. Selfs belangriker as my verhaal wat ek op 'n Sondag deel in 'n boodskap. Ons verhale van God se werk in ons lewe is die manier hoe ons mekaar help om vir God te bly raak sien. En ons is laag op getuienis in ons kerktradisie. Ons glo nee, die dominee is geleerd en hy ken die Bybel van hoek tot kant en hy moet vir ons sê en as iemand anders die sê dan vat ons dit lig op. Hierdie teks sê nee. Jou verhaal, as jy terugkyk na klipstapels in jou lewe,
waar jy weet, voor jou siel weet, dit is God gewees, is belangrik om ons te help om vir God raak te sien in 'n krisis. Hierdie verhaal daag ons uit om te vra, kan dit wees dat God in ons midde werksaam is? Dat God hier is? Dat hy werksaam is in ons midde? Dat hy werksaam is in jou lewe? En omdat jy 'n spanner soek, sien jy die skuifsleutel raak nie. Ek soek die 14. Waar is die 14? Waar is die 14? Maar my handlanger staan langs my en hy sê, dat jy kan ons die shifting ook gebruik. Maar is die shifting nie? Net dat hy daar gaan sê. Kan dit wees dat God in ons lewe werksaam is? En dat ons dit net nie sien nie. Hier is die vraag vir die dag, waarmee ons huis toe gaan. Kan dit wees dat God in jou lewe werksaam is, sonder dat jy dit sien? Terwyl jy beklei. Nee, ek wil dit nie so hê nie, ek wil dit so hê. En God dis dit vir jou op wat hy wil gee. Ek kan myself indink die eerste oggend toe die manna geval het pa die huis het gekom en gesê, jy vra vir brood, dan kry jy goed wat in die boomtakke vassit. Dis nou nice. Of pa sê, ou het gevra vir 'n stukkie skaapvleis, nou kry jy hoender. Gaan huis toe met hierdie. Wat is die kleiner en groter seëninge? Aanhalingstekens, bewyse van God se teenwoordigheid. Wat jy mis, omdat jy vaskyk in jou eie idee van hoe dit behoort te wees. Dis 'n diep vraag. Ek gaan vir jou 'n oomblik gee om dit om te stoei. Wat is die kleiner en groter seëninge, bewyse van God se teenwoordigheid, wat jy mis, omdat jy bly vaskyk in jou eie idee van hoe dit behoort te wees. Die Here sê vir jou, jy moet iets kom sê, en jy sit daar agter en jy dink, moet ek nou regtig of moet ek nou nie? Maar Jan het vroeër gesê, ons moet getuienis lewe van wat die Here in ons lewe doen. En Fanny sal miskien onthou dat so 2 jaar terug was ek in Bangkok en toe verloor ek my paspoort. En toe kon ek nie huis toe kom nie. En toe moes ek 'n week lank daar bly om my paspoort te kry en om my tas te kry, en daar was allerlei goeders. Maar toe ek in die lughawe was, en ek besef my paspoort is weg en ek gaan nie roltrappe af om nou uit te gaan, want wat moet ek nou doen? En ek kyk so op en die mossies vlieg so voor my en hulle vlieg so op die roltrap. En die Here herinner my dat hy selfs vir die mossies sorg. En ek dink ook baie keer moet ons net ons oë oopmaak om te sien hoe die Here vir ons sorg en hoe die Here met ons praat. En daai hele week lank, dit was so ongelooflik, het die Here vir my gesê, die eerste aand wat ek daar is, toe kyk ek 'n fliek op my foon, en die Here sê vir my, in hierdie random fliek, dit is wat dit was, en ewe skielik toe sê die Here, the Lord bless you and keep you, the Lord make his face shine on you, and be gracious to you, the Lord turn his face towards you and give you peace. En dit was die eerste keer. Die volgende aand, toe gaan ek net deur my foon en hier kom die lied op. The Lord bless you and the Lord keep you and give you peace. Die volgende dag, omdat ek nou al hierdie tyd het ek aan mekaar op die treine gery. En na 'n heel dag in Chinatown, toe ek regtig moeg en ek kry uiteindelik 'n sitplek en ek gaan sit.
En toe ek gaan sit, kom hier 'n ou dame ingestap en ek dink, okay, eintlik moet ek nou opstaan, maar ek is eintlik baie moeg, maar ek staan toe op. En sy kom sit en ons klim by dieselfde plek af en sy draai om na my toe en sy sê vir my, the Lord bless you, the Lord keep you and make his face shine upon you. En dit het 5 keer gebeur, elke dag, en ek kon dit nie glo dat die Here so met my wou praat nie. En ek glo met my hele hart dat die Here so met elkeen van ons praat. Ons moet net hoor. En partykeer dink ons hoor nie die Here se stem nie. Maar hy sal aanhou tot jy sy stem hoor. Dankie.